Welkom terug by die groot ontbyt. Ons gesels met Rudolf van der Westhuizen. Hy is van die MOS inisiatief en ons praat 'n bietjie oor die volhoubaarheid van gehalte onderwys, veral finansiëel. Want kom ons sê maar eerlik, skool is duur. Goeiemôre Rudolf. Goeiemôre Pierre, lekker om hier te wees. Heerlik om jy by ons te hê. Rudolf, kom ons praat oor daai uitdagings. Daar's skole wat sukkel met die volhoubaarheid van die kwaliteit van die onderrig wat hulle gee, hoofsaaklik as gevolg van finansies, want dit raak deesdae al hoe duurder en duurder om jou kind op skool te hê en daar's baie ouers wat sê, hoorie, ek gaan dit nou nie meer bekostig nie. En dan raak daai geld weg in die stelsel. En die skool moet vir daardie ouers tegemoet kom en dit affekteer op jou einde, soos Engels sê, jou bottom line by die skool, nee. Ja, Pierre, ek dink dit is belangrik om net te onderskei dat die eintlik in Suid-Afrika twee tipe skole kry, privaat skole en onafhanklike skole. En hulle besigheidsmodelle, as ek dit so kan noem, is heeltemal verskillend. So ek dink die belangrikheid is om te verstaan watter tipe skool ons mee deel en hoe werk so 'n besigheidsmodel. Waar kom sy inkomste vandaan? Is dit uit die staatskas uit? Is dit 'n kombinasie van skoolfonds en die staatskas of is dit net skoolfonds? Ek dink die grootste uitdaging waarmee ons sit is dat ouers dit nie meer kan bekostig nie. Skool word duurder en duurder. Ek dink skool gee is een van die min industrieë wat nog nie geskuif het met tegnologie soos baie ander industrieë nie. En dis vind hulle nog nie maniere om dinge goedkoper te doen met in dieselfde kwaliteit of selfs beter kwaliteit deur die gebruik van tegnologie nie. So ons sit nog met 'n model wat eintlik bietjie argaïs is en dis nie so goedkoop afgelewer kan word as wat dit noodwendig andersins kan in ander lande van die wêreld wat dit reeds bewys nie. Hoe kan skole meer proaktief wees om daai fondse te genereer om vir leerders van alle agtergronde 'n beter toegang tot onderrig te gee? Ek dink mens moet 'n bietjie meer kommersieel na skool kyk. Ek dink daar's twee industrieë wat tradisioneel vir my ver van kommersiële of van besigheidsin afkom en ek dink onderwys en medies is die twee. Alhoewel medies is 'n groot besigheid. En skool behoort dit ook te wees. Ek dink ons moet oor dit kom dat daai twee industrieë is dienste vir mense se belang en daarom kan daar nie geld te maak wees. En dit nie so ons moet kommersieel daarna begin kyk en sê hoe kan mens geld maak of geld genereer kommersieel nog steeds terwyl jy goeie diens lewer vir jou kliënt, of dit nou mediese dienste is of dit nou skooldienste is of onderrigdienste is. Ek dink daar's 'n kommersiële sy daaraan wat almal daarvan hou om te vergeet en omdat dit so na in die hartdiens is, dink mense mense hoef nie met geld daaroor te praat nie, maar mense moet regtig dink oor hoe moet 'n besigheid kommersieel of hoe moet 'n skool kommersieel as 'n besigheid funksioneer sodat dit bekostigbaar kan wees vir leerders. En dit beteken nie noodwendig net skooldienste nie. Daar's ander goeders wat skole het fantastiese bates, sale ensovoorts wat hulle kommersieel kan aanwend juis om hulle begroting makliker te laat klop. Ek wil met jou praat 'n bietjie oor 'n ding wat julle noem die slim effek by MOS, maar sê gou waarvoor staan MOS? Moedertaal in onafhanklike skole. Onafhanklike skole. Okay, goed. Nou met dit in die agterkop. Waarvoor staan julle noem dit 'n slim effek of 'n smart bond wat julle gebruik. Vertel ons 'n bietjie van dit. So dit is die tradisionele skuldbrief maar geplaas bo op 'n blokketting tegnologie of 'n token op 'n blokketting tegnologie. Nou eerstens wat is 'n skuldbrief? Wil jy amper terugvat na Christopher Columbus se tyd toe hy op 'n skip geklim het om die wêreld te gaan ontdek. Het hy op die hawe gestaan en vir mense gesê, wie van julle sal vir my 'n bietjie geld leen sodat ek my man en soontoe en terug kan kry en ek beloof as ek terugkom bring ek vir julle geld terug en opbrengs. En dis basies 'n skuldbrief. So hy het 'n skuldbrief aangegaan om die wêreld te kan sien. Nou 'n skuldbrief is presies dit nog vandag. Wie ook al die skuldbrief uitreik, beloof vir sy beleggers om daai geld oor 'n tydperk terug te gee met rente tussen nou en daai tyd. En ons het dit net gedoen en dit bo op blokketting tegnologie gesit sodat dit maklik verhandelbaar is en dat jy binne sekondes wanneer jy sê ek koop daai skuldbrief kan hê en binne sekondes wanneer jy verkoop hom ook kan verkoop. Nou, julle het verlede jaar die eerste maatskappy in Afrika geword om slim effekte in die mark te sit met die MOS slim effek wat 100 miljoen rand suksesvol gewerf het. Nou dis 'n enorme bedrag. Waarvoor is hierdie kapitaal aangewend? Dit is eintlik nie so enorm nie, dit is baie min in 'n skoolkonteks. Jy kan met 100 miljoen rand skaars 'n volle skool bou. So dit klink baie, maar dit is min in die konteks van onderrig. Ons het 3 groot projekte met dit aangepak. Eerstens het ons Cosmos Akademie
in Mpumalanga, Middelburg Mpumalanga gebou, die eerste fase daarvan. En tweedens het ons Karos Akademie in Beaufort Wes se fase 2 gebou. Daai is 'n skool wat so omtrent 3 jaar terug begin is en vinnig by sy eerste fase gegroei het. Ons is baie opgewonde daaroor. En dan laastens met ons Knikkie Vallei Kleuterskool oorkant Laerskool Kenmer in Krugersdorp gebou en dit is 'n samewerkingsooreenkoms tussen ons en die Marlotte MPC waar ons baie opgewonde is want dis eintlik hoe die publieke skool en 'n privaat sektor hande vat om daai publieke skool sterk te hou want daai kleuterskool verseker nou die bron van Afrikaanse leerders vir daai laerskool vir baie jare om te kom. As mense praat op hierdie stadium in die media landskap wat ons in is oor beleggings in onderwys en in onderrig, dan kan jy net op jouself fokus. Jy kan nie fokus op die ander ouens wat nou maar in media op hierdie stadium groot golwe maak, ek gaan nie hulle naam noem nie, wat mense se geld vat in onderrigskemas nie. Jy kan net fokus op jou eie ding en jou die waarde en die eerlikheid en die suksesvolle afhandeling van jou eie stelsel. Hoe moeilik is dit om beleggers veiligheid te waarborg in die stadium? Is dit doenbaar? Kan mense op hierdie stadium by julle instap en kan hulle vir jou sê, luister, is my geld veilig as ek op hierdie inisiatief dit by julle belê? Ja, ek dink dis my rugby afrigter altyd gesê het back to basics. So ek dink jy moet na basiese goeders toe teruggaan. Eerstens is doen jy besigheid op goeie besigheidsbeginsels. En die eerste ding waarna ek sal kyk is wie is ons aandeelhouers, die huidige stel aandeelhouers en ons grootste aandeelhouer is die Trust vir Afrikaanse Onderwys. Dis 'n trust wat nie vinnig gaan weggaan nie. Dis 'n trust met 'n groot balansstaat. So jy weet die grootste ondersteuner van hierdie organisasie is sterk. Die tweede punt wat ek sal maak is die besigheidsmodel waarvolgens jy werk. Verstaan jy regtig waarmee jy besig is? En ek dink daarin lê vir my 'n stuk waarheid. Ons verstaan dat om 'n skool winsgewend te kry vat 7 tot 10 jaar. So as ons dit verstaan, kan ons nie 'n korttermyn finansieringsstrategie hê nie. Want dan gaan ons iewers ons vingers brand, dan gaan ons iewers begin beleggersgeld gebruik om die volgende beleggers se rente te betaal. So ons moet 'n langer termyn strategie en jy's terug na die skuld, die slim effekte. Ons het 'n 10 jaar slim effek. Juis omdat ons weet ons besigheidsplan is 7 jaar om 'n skool winsgewend te kry. So ons moet onsself tyd gee om nadat die skool winsgewend is genoeg geld te genereer om daai skuldbriewe te kan terugbetaal in 10 jaar. So ons besigheidsmodel spieelbeeld ons finansieringsmodel as ek dit so kan stel. Dan die derde ding is wanneer ons praat oor skuld-ekwiteitverhouding, ek dink waar besighede baie vinnig in die moeilikheid raak is as hulle te veel skuld het en te min kapitaal het. En ons poog om 'n 50-50% skuld-ekwiteitverhouding te handhaaf. Met ander woorde, jy gaan vir elke rand wat jy skuld het jy rand in kapitaal ook, wat eintlik baie konservatief is. Ek dink baie besighede hardloop op 'n 30% kapitaal en 'n 70% skuld en selfs hoër, maar ons wil glad nie ons besigheid onder enige risiko plaas nie. Dis hoekom ons baie meer konservatief is. En dan dink ek goeie kommunikasie met jou beleggers is goed en nie wanneer die pop op die ven stryk, as hulle sê nie, gereeld, konstant. Al is daar niks om te sê nie, sê dan daar's niks om te sê nie, ons groei konstant. Hier is waar ons staan, ja. Deurlopende kommunikasie. Ja. En dan laaste ding wat ek sou sê is die persone wat aan beheer staan van dinge, hulle noem dit corporate governance in Engels, die mooi Afrikaans is regeerkunde. Die mense wat in beheer staan, wat die regeerkunde toepas, dis mense wat voor enige kamera kan verskyn sonder enige blaam. Dis mense soos Dr. Teens Elof, Dawie Rood en ander wat op ons direksies dien, wat regtig al diep spore in besigheid getrap het en diep spore in die publieke oog getrap het. So dis ouens wat nie hulle reputasie op risiko sal stel nie en so hulle hou my en my bestuurspan op ons tone om seker te maak ons doen die regte ding die hele tyd. Net so vinnig, het julle planne ten opsigte van uitbreiding van julle skoolnetwerk? Ja, ons is altyd besig met een of ander nuwe plan. Ek dink ons bestaansdoel is om Afrikaanse onderrig te verseker en uit te bou. So daai uitbou is deel van ons DNA. Ons sal altyd besig wees met iets nuuts. Die groot planne wat ons op die oomblik het is ons werk saam met ons vennote van Doxa Deo Education in Hartland estate onder in Hartenbos om saam daar skool te ontwikkel. So ons hoop om eersdaags daar te begin
grondwerke doen en te bou aan daai skool om so gou as moontlik daai skool oop te maak. En dan die volgende projek waaraan ons werk is in die noorde van Pretoria by Wonderboom het ons reeds 'n knikkie-knakkie kleuterskool, maar op dieselfde terrein het ons gaan ons ook nou 'n hoërskool ontwikkel om juis die pyplyn van Afrikaans van kleuterskool deur laerskool Wonderboom en dan 'n hoërskool geleentheid daar vir leerders te skep. En dan laastens werk ons konstant aan klein kleuterskole oral naby openbare skole om juis openbare skole vol Afrikaanse leerders te hou. Rudolf, baie dankie vir die geselsie vanmôre en die insig wat julle gebring het. Dis lekker om te hoor dat julle werk hard en julle werk deursigtig aan Afrikaanse onderrig. Dankie vir dit. Dankie vir julle. Nou ja, dis dan natuurlik Rudolf van Westhuizen. Hy is van MOS en om meer toegang te kry vir jou kind oor onderrig en die meer besoek gerig die mos.co.za, die mos.co.za vandag nog.